Goeiemôre geliefdes, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my lekker om vandag weer saam met jou op hierdie platform te kan kuier. Ja, die winter het voorwaar aangebreek, so bly asseblief warm, hou u self veilig en sorg dat u gesond bly as dit moontlik is. En dan wil ons graag ons voorbereidingslys aan u voorhou en vra dat u asseblief aan die volgende individue dink. Ons dink nog steeds aan Tannie Martie Potgieter en haar gesondheid, aan Tannie Lynn van der Merwe, wat herstel na operasie, Tannie Hester Botha, as ook Erna Radman, wat herstel na operasies. Dan dink ons ook aan Wimpinaar en sy voete, aan oom Johan Annandale en sy gesondheid, ons dink aan Tannie Dina se kleinseun, as ook aan Tannie Jackie Smit wat onder operasie was. So ons vra dat u in u gebede aan hierdie individue sal dink, en dan almal wat verkoues en siektes opgedoen het, ek hoor varkgriep is weer in die ronde, so kom ons dink aan elkeen wat ongesteld voel op hierdie stadium. Ons dink ook aan Tannie Didi en haar gesin wat deur 'n moeilike tyd gaan met Marius wat oorlede is. Geliefdes, dan as daar enigiemand anderste is van wie ons nie bewus is nie, vra ons dat u ons asseblief in kennis sal stel. Dan wat ons projekte aanbetref, is ons nog besig met ons bottels van hoop. So indien u bottels kan skenk of die inhoud kan skenk, of indien u wil kom bottels neem en dit uitdeel of selfs volmaak, is u meer as welkom om vir Sonja te kontak en by haar inligting te kry of dit selfs net by haar te kom afgee. Dit is dan ons projek wat ons hardloop vir die res van die winterseisoen. Dit is al wat ons afkondigings aanbetref. Ek gaan vra dat ons vereers net ons oë sal sluit en dat ons sal saam wees op hierdie platform op 'n gepaste wyse sal begin. Kom ons bid dan nou saam. Here Hemelse Vader, baie dankie dat ons weer op hierdie platform bymekaar kan wees. Dankie dat ons nou rondom u woord bymekaar kan kom. Ons vra dat u met elkeen van ons sal werk, dat u ons harte en ons gedagtes gevange sal neem en dat u dit sal rig op u woord en dit wat u vir ons wil kom leer vandag. Vader, ons kan elke keer iets nuuts uit 'n gedeelte uit vir onsself neem en ons kan dit toepas in ons lewens en so verander dat ons nader aan u beweeg. En dit is ook ons doel hiermee. Vader, om geestelik te kan groei, om nader aan u te beweeg. En daarom kom vra ons nou, spreek Here, ons as u kinders luister. Amen. Nou geliefdes, ons het oorbeweeg wat ons kerklike jaar aanbetref na Koninkrykstydperk toe en ek het dit goed gedink om by die leesrooster se teks vir hierdie week aan te sluit. Dit is Lukas 8 vanaf vers 26 tot 39. So indien u Bybel by het, wil ek u vra om saam met my te volg. Lukas 8 vanaf vers 26 tot 39 sê: Daarna het hulle verder gevaar na die land van die Geresaseners, wat reg teenoor Galilea lê. Toe Jesus daar aan wal gaan, het 'n man van 'n dorp af hom tegemoet gekom. Hy was van bose geeste besete en het 'n hele tyd al nie meer klere nie en ook nie in 'n huis gebly nie, maar tussen grafte. Toe hy Jesus sien, skree hy en val op sy knieë voor hom neer terwyl hy hard uitroep: Wat het u met my te doen, Jesus, Seun van God die Allerhoogste? Ek smeek u, moet my nie pynig nie. Dit het hy gesê omdat Jesus die onrein gees beveel het om uit die man uit te gaan. Dit was 'n bose gees wat hom al baie keer beet gepak het. Al het hulle hom met hand- en voetboeie vasgemaak om hom in bedwang te hou, het hy die boeie uitmekaar geruk en is hy deur die bose gees die woestyn ingejaag. Toe vra Jesus hom: Wat is jou naam? Legio, antwoord hy, want daar het baie bose geeste in hom ingevaar. Hulle het Jesus gesmeek om hulle nie na die onderaardse dieptes toe terug te stuur nie. Daar het 'n hele trop varke teen die berg geloop. Die bose geeste het Jesus gesmeek om hulle toe te laat om in die varke in te vaar. Hy het hulle dit toegelaat en die bose geeste het uit die man uitgegaan en in die varke ingevaar. Die trop sit toe op loop teen die hang af, die see in en hulle versuip. Toe die wagters sien wat gebeur het, hardloop hulle weg en gaan vertel dit vir die dorp en op die plase. Die mense gaan kyk toe wat gebeur het. Hulle kom by Jesus en daar kry hulle die man uit wie die bose geeste uitgevaar het. Hy sit
by die voete van Jesus, met klere aan en by sy volle verstand. En hulle het bang geword, maar die wat dit gesien het vir hulle vertel hoe die besetene genees is. Toe het al die inwoners van die gebied van die Geresaseners vir Jesus gevra om van hulle af weg te gaan, omdat hulle baie bang was. Hy het toe in die skei geklim en teruggegaan. Die man uit wie die bose geeste gevaar het Jesus gesmeek om by hom te kan bly. Maar Jesus het hom weggestuur en gesê, gaan terug na jou huis toe en vertel alles wat God vir jou gedoen het. Hy het toe gegaan en die hele dorp deur bekend gemaak wat Jesus vir hom gedoen het. Nou ons lees net tot sover. Geliefdes, soos wat ek genoem het, is ons nou in koninkrykstyd. En die tyd van die jaar dink ons na oor dit wat Jesus as koning vir ons kom doen het. Wat ons van hom kan verwag as ons koning, maar ook hoe ons hom as onderdane kan volg. Nou in die verhaal wat ons gelees het, is Lukas besig om vir ons 'n prentjie te teken van wie Jesus is. Nadat Jesus die storm op die see stilgemaak het in ons vorige perikoop, het hy en sy disippels verder gevaar na die land van Gadara, wat reg teenoor Galilea lê. Met hierdie inleidende sin herinner Lukas ons dat Jesus gedurig deur grense oorsteek. Die stad Gerasa was ongeveer 50 km suidoos van die see van Galilea, naby die Hieroksma rivier geleë. Hierdie was die sentrum van die Griekse kultuur, wat aanderkant die Jordaanrivier was. Gadara was dus nie 'n Joodse stad nie. Dit sê vir ons dat Jesus besig was om fisiese grense oor te steek, sowel as kulturele en geestelike grense. Nou toe Jesus aan wal kom, het 'n man van die dorp af hom tegemoet gekom. Lukas vertel vir ons dat hierdie man van bose geeste besete was en dat hy al vir 'n hele tyd lank nie klere gedra het nie. Hy het ook nie in 'n huis gebly nie, maar tussen die grafte. Nou stede was destyds die plek van lewe en die lewende, en hierdie man het egter nie tussen die lewendes geleef nie, maar tussen die dooies. Hy het nie in 'n huis geleef soos wat hy veronderstel was om te doen nie, maar tussen die grafte. En alhoewel hy tot die menslike spesies behoort het, het hy in eensame afsondering geleef. Alhoewel hy tot 'n plek wat skuiling en gerief gebied het behoort het, het hy in die land van naaktes geleef. Dit was egter nie al nie. Hy het heeltemal beheer verloor oor sy eie persoon. Dit was tot so 'n mate dat hy met disrespek opgetree het en vir Jesus geskree het, ten spyte van die feit dat Jesus probeer het om hom van sy toestand te bevry. Die man se gedrag was so afwykend dat niemand, nie eers hy self, in staat was om sy optrede te beheer nie. En omdat mense met afwykende gedrag as gevaarlik beskou is en gewone mense vir hulle bang was, is hulle dikwels deur die gemeenskappe uitverban en het die mense hulle eenkant toe geskuif en verstoot. Nou in vers 30 verneem ons dat hierdie man se naam Legio is. Die naam hou met die Romeinse militêre mag verband. 'n Legioen was 'n eenheid in die Romeinse militêre wêreld. Hier dui die woord egter 'n groot getal aan. Hy is baie 'n legio, want baie geeste het in hom ingevaar. Die man was onderdruk en gebroken. Hy kon nie meer onderskei tussen sy eie persoon en die legioen van demone binne in hom nie. Ons leer egter weer iets van Jesus in hierdie gedeelte. Hy stel in mense belang en nie in gevalle nie. Die eerste ding wat Jesus vir hierdie man vra is,
Wat is jou naam? Dit is hoe Jesus is. Jesus werk met mense. Hy werk nie met nommers nie. Hy maak tyd vir mense om na mense in nood te luister, om na hulle stories te luister. Geliefdes, vanoggend moet ek en jy dit hoor, want ek en jy is ook nie vir God net 'n nommer nie. Ek en jy is iemand met 'n naam, iemand oor wie hy dink, iemand oor wie hy besorg is, iemand vir wie hy tyd het. Hy het tyd om na my en jou stories te luister. Hy het tyd vir my en jou nood. My en jou naam is op sy handpalm gegraveer, sodat hy nooit van ons sal vergeet nie. Hy ken my en jou op die naam, want ek en jy is kosbaar en spesiaal vir hom. En daarom moet ek en jy ook ons toevlug na hom toe neem. Maar kom ons keer eers weer terug na ons verhaal toe. Ons sien die geeste was ongehoorsaam gewees, want hulle het uit hulle plek, die onderwêreld of die plek van die geeste, uitbeweeg en hulle self in hierdie man tuis gemaak. En net soos wat Jesus vroeër op die see die orde van die natuur herstel het, toe hy die storm stilgemaak het, kom hy nou en hy kom stel ook die orde in die geesteswêreld. Maar hy kom herstel nie net daardie orde nie, hy kom herstel sommer alles wat uit plek uit is. Ons lees dat die varke as onrein beskou is, juis omdat hulle nie soos ander diere net plante geëet het nie, maar enige iets geëet het wat hulle teëgekom het. Hulle was uit plek uit gewees, net soos wat die man met die bose geeste tussen grafte gewoon het en ook uit plek uit was. Hulle het anders opgetree as wat van hulle verwag is, en daarom is hulle as onrein beskou. Jesus het die bose geeste egter getroof, want wanneer hy hulle in die varke instuur, wat ook onrein is, hardloop hierdie varke met hulle in die see in en dan versuip hulle. En omdat die Jode geglo het dat die see die geboorteplek en die woonplek van die gaasmagte, dit is nou die bose en die onreines is, het hulle nou weer in hulle plek in beweeg. So die wanorde wat bestaan het, omdat hulle nie in hulle eie plek was nie, is nou herstel. Orde het weer geheers. Nou Lukas skets hier presies dieselfde prentjie as wat Johannes in Openbaring 21 vers 1 vir ons uitbeeld. Toe Johannes verwys het na die nuwe hemel en die nuwe aarde wat hy gesien het. Hy sê daar dat die eerste hemel en die eerste aarde verdwyn het en dat die see nie meer bestaan het nie. So Jesus bring volgens hierdie gedeeltes dis 'n einde aan die bose en die goddelose magte. Geliefdes, ons leer dus dat Jesus die mag het om enigiets te herstel. Dat hy orde kan skep uit wanorde en dat hy dit wat stikkend is, weer kan heel maak. Die man was stikkend. Hy het kaal rondgeloop, hy het homself beseer, hy het tussen die grafte gewoon en Jesus het gekom om sy lewe te kom herstel. En ons lees dat Jesus dit reg gekry het. In vers 35 lees ons dat hierdie man rustig by Jesus se voete gaan sit het, dat hy kalm was, dat hy klere aangehad het en dat hy tot sy volle verstand was. Jesus het hierdie man se menswaardigheid kom herstel. Wat is daar in my en jou lewe wat dalk herstel nodig het? Ek en jy kan dit na Jesus toe neem. Hy sal dit herstel. Hy sal dit wat stikkend was, gesond maak, heel maak. Hy sal genesing bring. Maar dan moet ek en jy dit na hom toe neem. Geliefdes, kyk ons na wie die eerste getuies was, dan sal ons sien dat dit die varkwagters was, wat eerste gaan getuig het oor dit wat Jesus gedoen het, wat getuig het oor sy weldade aan die ander kant van die Jordaanrivier. Hulle het na die dorp toe gegaan en na die plase toe gegaan en vir die mense gaan vertel wat hulle gesien het, wat Jesus gedoen het. Natuurlik het die mense hulle nie geglo nie en het die mense self kom kyk om dit met hulle eie oë te sien. Die mense wat kom kyk het, was verbaas oor dit wat hulle aangetref het.
Sommige van hulle was waarskynlik ook opgewonde en dankbaar dat hierdie man genees is. Maar toe die realiteit inskop, het hulle bang geword. Nou is die vraag, waarom het hulle bang geword? Wel, waarskynlik vir die Romeinse regering se reaksie, want onthou, hier het 'n ekonomiese probleem veroorsaak. 'n Klomp varke het in die see verdrink en dit was baie sleg vir die ekonomie gewees. En hierdie mense het gedink dat die Romeinse regering Jesus met hulle sou verbind. En daarom het hulle nie baie gasvry teenoor Jesus opgetree nie en het hulle Jesus nie ingenooi om by hulle te kom bly nie, maar het hulle eerder vir Jesus gevra om weg te gaan van hulle af. Jesus, sien ons, het dit ook toe gedoen, want Jesus dring hom nooit aan mense op nie. Jesus klim toe in die skei en verlaat hulle sonder enige teestribbeling. Geliefdes, vandag nog doen Jesus presies dieselfde. As jy Jesus uit jou lewe uit wegdryf, dan gaan hy loop. Jesus respekteer mense en die besluite wat mense maak, selfs al beteken dit dat hy uit hulle lewens uit moet pad gee. Jesus sal nie sy rug op jou draai nie, hy sal weer en weer probeer, maar hy sal homself nooit op jou af forceer nie. Hy respekteer jou besluite. Kyk ons egter na ons verhaal, dan sien ons die man wat genesing ontvang het presies die teenoorgestelde reaksie gehad. Ons sien dat die groep mense, die skare, Jesus gevra het om weg van hulle af te gaan, om hulle te verlaat, en dat hierdie man vir Jesus gesmeek het om saam met Jesus te kan gaan. Hy is ons eerste sendeling of ons eerste gestuurde in hierdie verhaal. Jesus stuur hom egter terug na sy huis toe, met die opdrag dat hy alles wat met hom gebeur het, wat God vir hom gedoen het, vir die mense moet gaan vertel. Net soos wat Jesus se disippels later sou doen, het hierdie geneesde man toe gegaan en vir die hele dorpie gaan vertel wat Jesus vir hom gedoen het. Hy is die eerste getuie wat Jesus uitstuur. As 'n getransformeerde mens kan hy nou weer sy plek tussen die lewendes inneem en hy word 'n gestuurde van Jesus Christus. Kyk ons na die volgende hoofstukke wat volg op hierdie, dan sal ons sien dat Jesus na dit die 12 uitstuur en dan in hoofstuk 10 lees ons hoe hy die 72 uitstuur. So Legio was die eerste een wat gestuur is. Hy word in een moment van aanraking van 'n ontwortelde mens tot 'n gestuurde mens omvorm. Geliefdes, wat ons egter moet raak sien in vandag se verhaal is die feit dat daar gefokus word op die mag van Jesus Christus. Ons teksgedeelte beeld Jesus as 'n gesagvolle gestuurde van God die Vader uit. Hy spreek en alles gehoorsaam hom, selfs die legioen bose geeste, want waar Jesus werk, is God reeds aan die werk en is God se koninkryk teenwoordig. Daarom gee Jesus Legio ook die opdrag om alles te gaan vertel wat God vir hom gedoen het. Dit is vandag nog steeds so. Baie mense kan vertel hoe Jesus hulle gevind het en hulle bevry het van watter magte ook al hulle gebind het. Vir sommiges was dit bevryding van verslawing, vir ander van siektes, vir nog ander van absolute verblindende ongeloof, of selfs van twyfel, of onnigtering, of sinisisme. God is daar om my en jou van magte te bevry. Die vraag wat ek en jy vandag vir onsself moet vra is, wat bind ons? Wat is die dinge waarvan God my en jou moet bevry? En dan moet ek en jy na hom toe gaan en vir hom vra om ons hiervan te bevry. En ons moet vertrou dat hy in staat is om dit te kan doen. Tweedens sien ons dat Jesus buitestanders insluit. Geliefdes, hieroor moet ek en jy baie dankbaar wees, want ons was ook buitestanders. Ons was nie deel van die oorspronklike volk van God nie. Nee,
Toe Jesus met sy bootjie oorgevaar het na die oorkant toe, het hy grense oorgesteek. En omdat hy daai grense oorgesteek het, het ons ook deel gekry aan die nuwe volk van God. En daarom moet ek en jy uit dankbaarheid leef, want ons is nou deel van die huisgesin van God. En moet ek en jy Jesus se voorbeeld volg, en moet ons ook soos hy grense gaan oorsteek. Ons moet dit doen eerstens uit dankbaarheid, maar ook om vir ander die geleentheid te gun wat ons ontvang het, om deel te kan word van God se gesin. Geliefdes, maar ons moet ook besef, net soos wat Jesus dit nie maklik gevind het nie, so gaan dit ook nie vir my en jou maklik wees nie. Want dis nie maklik om buitestanders in te trek nie, of selfs te bereik nie, want hulle wil nie altyd ingetrek word of bereik word nie. Hulle lyk en ruik en tree nie altyd op soos ons nie. Hulle woon dalk op skrikwekkende plekke en soms redeneer en tree hulle nie op soos wat ons verwag hulle moet optree nie. En soms praat hulle nie eers dieselfde taal as ons nie. Maar net soos wat hierdie probleme nie vir Jesus gestuit het nie, mag dit my en jou ook nie stuit nie. Ons moet bid dat die Gees ons sal help om hierdie grense oor te steek en om resultate te kry. Derdens moet ons ook besef dat die evangelie ontvrugtend is. Geliefdes, in hierdie gedeelte veroorsaak Jesus se aankoms aan die oorkant geweldige konflik en spanning. Ek het vertel dat die plaaslike ekonomie waarskynlik 'n knou gekry het weens die varke wat in die see verdrink het. En dit is ook hoekom die mense waarskynlik vir Jesus bang was vir die optrede van die Romeinse regering en vir Jesus gevra het om eerder hulle omgewing te verlaat. Die uitdaging is om die Here te vertrou, dat die konflik rondom sy persoon die evangelie dien. Dis juis die smeltkoers van konflik wat ons vorm om 'n beter insig in die werking en die werkswyse van Jesus te verkry. Die navolging van Jesus beteken dat ek en jy moet oop wees vir verrassings en ook vir disoriëntasie. Laastens is Jesus ook teenwoordig deur diegene wat hy aanraak. Ons sien Jesus verlaat hierdie gebied, maar hy laat 'n verteenwoordiger agter in wie hy die beeld van God herstel het. Legio kry in hierdie gedeelte die opdrag by die Here om terug te gaan na sy huis toe en te vertel wat God alles vir hom gedoen het. En Legio doen dit, en so berei hy dan ook die weg voor vir die latere bediening van Jesus in die Decapolis gebied. Ons lees daarvan in Markus 6 vers 53 tot 56, dat wanneer Jesus weer teruggaan na hierdie gebied toe, is die mense gereed om hom te ontvang en bring hulle selfs hulle siekes, sodat Jesus hulle sal genees. So Legio verkondig nie 'n morele kode nie. Hy het ook nie leerstellige waarhede wat hy aan mense wil oordra nie. Nee, Legio praat van persoonlike ondervinding en hy vertel wat die Here alles vir hom gedoen het. En dit het trefkrag. Geliefdes, ek en jy moet net vertel wat God al vir ons gedoen het. Ek en jy moet net met mense gesels oor die groot dinge wat God al in my en jou lewe bewerk het. En dan getuig ons oor God en berei ons die pad voor vir wanneer hy kom om sy werk voor te sit. Geliefdes, ons almal is deel van die storie. Hierdie verhaal gaan nie net oor Legio en die mense van sy dorpie nie. Hierdie verhaal gaan ook oor ons. Oor elkeen van ons. Dit vertel hoe Jesus ons gesoek het, totdat hy ons gevind het, en hoe Jesus ons lewens kom verander het, kom vernuwe het, hoe hy herskep het, en hoe hy God se lig in ons lewens laat skyn het. Sommige van ons mag diep bewus wees van dit wat Jesus vir ons kom doen het, omdat hy dit op 'n radikale wyse vir ons kom doen het, omdat hy ons
gevind het en ons kon bevry het. En ander van ons was dalk bevoorreg genoeg gewees om in 'n goeie Christelike huis groot te word, waar Jesus maar net altyd aanwesig was en waar hy ons stelselmatig gevorm het tot wie ons vandag is. Hoe dit ook al sy, aan elkeen van ons het Jesus 'n lewe en 'n roeping gegee. Jesus stuur ons ook uit na die stikkende en die seer wêreld daar buite. En al wat hy van ons vra, is om ons storie met die wêreld te deel. So gaan deel jou storie en gaan maak 'n verskil. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, ons kom nou na U toe en ons kom sê vir U baie dankie. Dankie vir vandag se verhaal. Dankie dat ons dit weer eens kon lees en dat ons ander perspektiewe daarin kon raak sien. Dankie dat ons kan besef dat U mag en gesag het, dat U kan spreek en dinge kan verander, dat U kan herskep, dat U kan vernuwe. Vader, en soms het ons ook hierdie vernuwing nodig. Soms het ons ook nodig dat U in ons lewe sal ingryp, dat U dinge sal verander, dat U sal genees, dat U sal herstel. En daarom kom dra ons vandag almal aan U op wat herstel benodig. Vader, miskien is daar mense wat bevryding benodig en dalk weet hulle nie eers daar's dinge waarvan hulle bevry moet word nie. En daarom kom vra ons Gees van God, wys vir ons uit wat die dinge is wat ons bind, waarvan ons bevry moet word. En dan kom vra ons, bevry ons daarvan. Bring genesing, bring herstel, maak ons gesond. Vader, en dan lees ons ook in hierdie gedeelte dat U elkeen van ons op U naam ken, dat ons vir U kosbaar en spesiaal is, en dat U 'n pad met ons wil stap, dat U wil hê ons moet geestelik groei en nader aan U beweeg. Vader, dankie daarvoor. Eerstens dat U ons ken, dat U in 'n verhouding met ons wil wees, en dat U ons nader aan U wil trek. Help ons ook om nou nader aan U te beweeg. Vader, ons het ook gehoor dat U niks forceer nie, en as ons wegdraai van U af, dan gaan U van ons al wegloop, want U respekteer ons besluite. Maar ek wil vir U vra dat ons nooit daai besluit sal neem nie, dat ons eerder sal besluit om na U toe te beweeg, om nader aan U te beweeg en om geestelik te groei. Vader, ons het ook vandag gehoor dat U ons almal stuur, dat U ons almal kan gebruik soos wat U vir Legio gebruik het, en dat U ons wil gebruik in U koninkryk, dat U wil hê ons moet ons stories vertel, en dat nie een van ons te stikkend of te gebroken is om in U diens bruikbaar te wees nie. En daarom kom stel ons onsself weer beskikbaar vandag, en ons vra, gebruik ons om 'n verskil te maak in 'n stikkende en seer wêreld. En ons bid dit nie net vir ons as individue nie, ons bid dit ook vir ons gemeente. Gebruik ons gemeente om daadwerklik 'n verskil te maak in ons gemeenskap. Vader, en vandag kom bid ons ook vir almal wat siek is, wat onder operasie was, wat herstel, wat genesing nodig het, wat 'n lang pad met siekte stap. En ons kom bid vir hulle en ons vra dat U vir hulle krag sal gee, dat U hulle sal bystaan op hierdie pad wat hulle moet stap, en as dit U wil is, dat daar genesing sal kom. Vader, en dan kom bid ons ook vir Tannie Didi en haar gesin, en ons vra dat U hulle ook sal vertroos in hierdie tyd, en al die ander wat geliefdes aan die dood afgestaan het, van wie ons nie bewus is nie. Vader, dankie dat ons gemeente, onsself, aan U kan kom opdra, en dat ons elkeen in U bekwame hande kan kom plaas. Dit is ons gebed, in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met U kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Here, verlig ons verstand om volgens U woord te lewe. Verlig ons oë en die manier waarop ons kyk. Verlig ons monde en die woorde wat daar uitkom. Verlig ons harte en dit wat ons bedink. Here, wees met ons waar ons in die wêreld ingaan en help ons om 'n verskil te maak. Seën ons met U oorvloedige liefde, genade en vrede. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.